dankie Here, ons vanaand kan verklaar, You will always be holy. U sal altyd heilig wees. En wat so awesome is, U skenk dit aan ons as U skepping. Daardie heiligheid wat naby gekom het, daardie koninkryk wat aarde toe gekom het, en vanaand Heilige Gees is hier in ons. Is daardie heilige God, daardie lewende water wat uitborrel hier binnekant vanaand, Koning Jesus. Dis so honor you. Roep die naam aan, die naam wat vir ewig sal bly staan, die naam bo alle name, Jesus Christus. Dis my gebed. Die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees, oor elkeen van ons. Amen en amen. Kom ons gee Here 'n lofoffer. Ek wil so half die Here vra, moet ek nog preek na hierdie besigheid? Ek dink nie, ons moet net in die teenwoordigheid van die Here sit. Amen. Worship span, ja, julle sing beautiful, die hand van die Here oor elke lied en elke noot en elke klankie. Amen. Loved it. Amen. Ek wil saam met julle sing, but it's not going to end up good. So ons los daai vir die mense wat kan sing. Amen. Daar is sout tussen ons. Amen. Daar is sout tussen God en sy skepping. Hy smile vanaand neer op sy kerk. Want as ware aanbidding wat vanaand plaasvind het hier en by die huis, ware aanbidding. En die Here sê dit vir my baie duidelik, dis nie 'n maskerbal nie. Elkeen van julle se harte was oop om te ontvang en julle het ook gesing tot eer en verheerliking van die koning van die konings. And God loves that. Amen. Goed, ek het vanaand die voorreg om saam met julle woord te bedien en my titels vanaand is, daar is sout tussen ons. Wie van julle, behalwe die manne wat verder was, ken daardie uitdrukking, daar is sout tussen ons. Vir baie keer word hy afgewissel, daar's brood en sout tussen ons. Dis 'n antieke Midde-Oosterse uitdrukking wat natuurlik ook in die Bybelse gebruik is, en ek gaan vanaand met julle deel rondom sout. Maar voor ek daartoe gaan, verbonde. Moet gaan, want ek praat van die soutverbond wat God met sy volk gemaak het, maar ek wil ook vanaand met julle gesels oor verbonde as 'n geheel. Verbonde kom natuurlik van die dag toe die Here met Adam gemaak het, toe daar 'n verbond gestig. En elke verbond wat God gestig het, was geassosieer met 'n teken. En ek gaan 'n paar met julle deel, daar's nog nie skrif op die bord nie, so julle kan aandagtig na my luister. Luister in die ou dae, geliefdes, in die ou dae, as die Here verbond gemaak het, dan het jy 'n dier gaan haal, een van daai lewendige oudjies. Dan sny jy middel deur. Dis gory, but that's what happened. Dan staan jy in die middel van die besigheid, links en regs of voor en agter hang af, weet nie. Dan is daar 'n verbond wat plaasvind tussen die bloed wat vloei. Here, ek is so bly ons nie meer dit nie. Ek sou 'n snoekie gevat het, soos daai waters van Bloubergstrand, een van daai snoeke gevat het. Gaan kyk of dit werk, jy weet. Al die getroude mans, steek julle hande op. Linkerhand. Is daar 'n ring aan jou vinger? As jy sê nee, dan is jy besig om die teken van die verbond te veronderstel. Period. Ek weet dis 'n kwaai ding. Ons het 'n verskoning, ja, maar jy verstaan nie, ek werk met die linkerhand, ek is 'n lefty. Ek is 'n volle lefty, so ek gebruik my linkerhand, maar met trouringe is, ek is deur al 'n paar trouring in my lewe, want ek is ook 'n ambagsman vir baie jare, en ek het gewerk met 'n Bobby John Spanner, julle ken 'n Bobby John Spanner, ek het jare met hulle gewerk, en ek het hierdie ringe een na die ander deurgewerk. Dit gaan nie oor die Bobby John, dit gaan oor die teken van die verbond, tussen man en vrou, amen. Ek het die Bobby John, ek het daar getrou. Amen. My Bobby Johnkie, ek weet of ek nie my ooit, ek sal dit nie like nie, ek dink die Cooper. Maar my huwelik met Anita, die teken van daardie verbond is die ring aan my vinger. Daar was 'n tyd gewees wat jy moes gesny het, geliefdes, die palmpie gesny het, en bloed moes vloei. So dank die Here, as jy 'n getroude man is, jy het nie 'n ring in jou vinger nie, wel, kry hom aan asseblief. Dis 'n public confession. Dis waaroor dit gaan, 'n publieke
publieke belydenis, né? Declaration, né? Soos deklarasie dat jy aan iemand behoort. Amen. So God werk met verbonde. Van dag 1 af werk hy met verbonde tussen hom en sy volk en tussen hom en die mense. So die woord bered, het gesê bered beteken natuurlik verbond, waar jy gaan kyk na skrifte soos Genesis 15, Jeremia 34 rondom verbonde wat die Here gestig het met sy volk, met die mensdom. En 'n verbond het die volgende: 'n belofte en 'n verpligting. Wanneer ons praat van 'n verbond tussen God en sy mens, is daar die belofte wat God het in die verbond, maar daar is ook 'n verpligting. Amen. Terug na die troue toe. As jy nog nie getroud is nie, byt vas, bid. Amen. Bid net, sê Here, ek soek 'n man of 'n vrou. Amen. En as jy getroud is, hou jy op bid daai saak. Dis verby. You've got. Moenie vraatsig wees nie. Amen. Ag Here, nog enetjie soos, nee, Salomo het geweet waarvan die losse Salomo uit. So, die verbond van die trouring is dat daar's 'n belofte gemaak dat jy vir ewig gaan saambly, maar daar's 'n verpligting. You need to make it work. Amen. Baie belangrik. Ek sê baie keer vir my eerste vrou, met wie ek tans getroud is, ek sal dit maak werk. Amen. Dis natuurlik nie aan my ex-meisie. Amen. Belangrik. Daar is 'n belofte en daar is 'n verpligting. So God kom met verbonde en ek gaan 'n paar met julle deel. Voor ek dit deel, die woord testament. Ons almal het 'n Bybel en hy het natuurlik 2 dele, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Die woord testament, sy oorspronklike vertaling is verbond. Ooreenkoms en 'n verbond of 'n kontrak. So jou Bybel is 'n bundel van verbonde in die Ou Testament en in die Nuwe Testament, of die ou verbonde en die nuwe verbonde. So jou hele Bybel is 'n betekenis daar 'n verbond tussen jou en God is. En ek gaan dit briefreis vir ons koning. Daar's 'n verbond tussen God en jou. Hy is die verbondhouer. Hy is die verbondgeer. Ons is eintlik die verbondhouer. God gee die verbonde. Amen. So baie belangrik. Ou Testament, Nuwe Testament. Exodus 24 uit. Die verbond met Moses in die Exodus. En natuurlik Jesus Christus is die grootste verbond wat daar is. Hy is ook die laaste verbond. Daar gaan nie weer 'n verbond met dit wees nie. Dis ons laaste verbond. Is Jesus Christus, the ultimate verbond, né? Gaan so 'n paar met julle deel. Adam, daar's 'n verbond tussen God en die mens. Dit begin by Adam, waar God met Adam 'n verbond gemaak het. Die teken daarvan was die boom van die lewe. Nou julle weet wat gebeur het, hulle het hom misgeloop, né? Soos baie van ons dinge maar misloop het, hulle hom per ongeluk misgeloop, maar daar was 'n teken gewees dat die boom van die lewe wat God met Adam gemaak het, die verbond. En in daardie verhouding kan ons God se karakter sien. En die karakter wat God het, is natuurlik heerskappy. Hy het gesê vir Adam, skepping, wees vrugbaar en heers in daardie verbond. Amen. En ek dink vandag vat ons dit baie ligtelik op rondom die heerskappy. Dis 'n verbond wat God gestig het met sy seun. 'n Ewige verbond wat ons vandag nog moet heers. Ons moet heerskappy uitoefen oor die natuur. Amen. Wie van julle plant genoeg plante en bome en maak tuin en doen al daai mooi dingetjies, of het julle, daar's 'n paartjies, ja, die res moet ons nog bekeer, né? Die eksport. Plante, ja, plantjies, né? Great, daar is hy. Ons het jou nou. Ons het daarin. Amen. Heerskappy oor hierdie aarde. God wants us. Hy sê heerskappy en hy sê baie belangrik, wees vrugbaar. Maar jy moet herinner nie. Amen. Ek sê maar net in geval dat daai in 'n mishardloop Jaco. Noag, julle ken die teken van daardie verbond. Amen. Kan ek julle sê dit is ons wat reënboog. Klaar. Geliefdes, ek love die reënboog. As ek 'n reënboog sien, oombliklik, waartoe gaan my gedagtes? Na 'n belofte wat God gemaak het, 'n verbond, nooit weer sal hierdie aarde deur vloedwaters verwoes word nie. En as ek 'n reënboog sien, oombliklik weet God is in beheer. God praat. Amen. Dis 'n mooi verbond. Almal sien dit gereeld. Beautiful. Dan natuurlik Abraham, die verbond wat God gehad het met Abraham. Oor 'n groot nasie, 'n nuwe land. Hy sê dat ek gaan wêreldwye seëninge oor jou uitspreek as gevolg van jou, Abraham, as gevolg van jou getrouheid. So daar was 'n verbond vasgemaak met Abraham en ons wat
vanaand hier sit, u wat aanlyn is, wat is die Engels-Afrikaanse woord vir recipient? Ontvangers van daardie seën. En ek weet dit is half moeilik om te sê, ons gaan nou baie ver terug. Daar was 'n dag gewees, waar God 'n verbond vasgemaak het met 'n ene Abraham, en ek en jy wat vanaand hier sit, is die resultaat van daardie verbond. Amen. Is dit nie great nie? Dis exciting. Dit excite my. Ek weet, ek raak nou teologies, maar dit excite my. Amen. Ek gaan so 'n happie sout vat. Nou, amen. Dis nie 'n uncut diamond nie. In geval iemand gevra het. Maar ons kan praat daaroor. Anyway. Dan natuurlik Aaron, die priesterlike verbond, maar ek gaan 'n bietjie later daaroor kuier. Dan was daar ook 'n priesterlike verbond. Dis nie een van die groot 7 nie, maar is wel 'n soutverbond wat God gemaak het met sy kerk. Dan Dawid, almal ken die verbond met Dawid. Wat was Dawid se groot verbond? Was gewees 'n koninklike erfenis. Is dit nie wonderlik nie? 'n Koninklike erfenis en 'n bloedlyn wat vir ewig sal bly. Sjoe. Ek doen gereeld troues en ek het onlangs 'n troue gedoen waar die naam van daardie bloedlyn tot 'n einde kom. Want daar's nie seuns en so aan gewees nie, so die van loop dood. Met daai is die laaste in daardie bloedlyn. Toe vra ek dink wat so gebeur het, die vrou het toe gevra of sy die van kan bylas, sodat daardie van kan aangaan. Maar hier kom ons met Dawid en daar's 'n bloedlyn wat vir ewig gaan bly, die troon wat vir ewig verseker is deur 'n ene Dawid. Amen. Ons wat weer is vanaand is, ons is die resultaat van daardie bloedlyn, van daardie Dawid verbond wat God gemaak het met sy seun Dawid. En natuurlik God se karakter, hier was 'n soewereine God. Amen. 'n God wat natuurlik belangrik was dat hy sy vervulling het vir sy aardse koninkryk deur Dawid vasgemaak het. En die teken daar was die tempel wat hy gebou het, sy seun Salomo. En vandag is ons ook weer eens ons is die woord nou weer ontvangers. Daai woord maak my altyd ontvanger, om aan dink aan 'n ander man daar Belwel. Julle ken daai ouens. Jy so jaag, né? So 'n nagmerrie gee, hè? Dit hy is die ontvanger. Praat jy van hom, dit maak my hart nie goed nie. Nie weet mos, né? Ja, soos julle weet in die Bybel wat gepraat van die strykrowers. Julle het al die gedeelte gelees van die strykrowers. Waar's my broer? Waar's Andrew? Andrew is hier, druk toe jou ore. Daar's 'n paar strykrowers wat jy ooit vind hier by die R300 en daai geel kameras. Ek dink daai is die hedendaagse strykrowers. Jy weet, hy wag vir jou. Nee, ek spot. Hou by julle spoedgrens. Julle sin. Amen. Dan die laaste verbond, Jesus Christus. Wat 'n verbond. Dit is die laaste verbond, dit is die grootste verbond en dit is 'n nuwe verbond wat God met die mensdom gestig het, bymekaar gebring het. In Jeremia 31 alreeds kan julle sien waar die verbond vasgemaak is met Israel, dat ek vir julle Messias gaan stuur. Hy is die verbondhouer en hy gaan wat bring? Verlossing. Amen. Hy wat gaan wat bring? Hy is 'n barmhartige God en sy verlossingsplan is deur Jesus Christus bymekaar geroep. Is dit nie awesome nie? Ek weet ons gee nie baie aandag aan verbonde nie, maar hoor wat maak die Here vanaand? As hy 'n verbond stig, is dit vir ewig. Ons kan dit nie reverse nie. Ons kan dit nie wegvat nie. Baie keer wil ek dit in my hart hou nie, maar God se verbond sal ewig bly staan want hy is God. Amen. Jesus Christus. En die teken van daardie verbond was wat? Daardie prentjie op jou bors, my brother. Daardie kruisie om jou nek. Daardie ruwe houtkruis. Jesus, dis die teken van die verbond wat God gemaak het, waar die bloed gevloei het van die koning van die konings, sodat ek en jy vanaand weer hier kan sit en die ontvanger kan wees van daardie verbond van God. Amen. Ons is so bevoorreg. Goed. Dan kom ek by die soutverbond. Nou ja, hy is nie een van die grootes nie, maar hy het wel 'n baie belangrike plek waar die soutverbond 'n rol speel in die Bybel en vandag in ons lewens. En ek het vir ons sout gebring hierso en dan het ek ook vir ons eremit gebring. Sal nou praat, is jy nog 'n eremit reps hierso? Nee. Ek vra om verskoning as jy is. Anyway. Right. Die soutverbond. Dit was 'n ek kan die Afrikaanse woord nie sê nie. Preserve, preserveer.
Ek dink daar's 'n spelfout gewees met iemand. Daar's te veel R'e in. Preserve. Met ander woorde, dit is sout is natuurlik hierdie baie belangrike dingetjie wat die Here gebruik het in die woord van God. Amen. Ek het nou al my woorde verloor van daai preserveer nou vasgehak in my brein en ek in my brein nie verby dit gaan nie. Julle moet verskoon. Dit is Sondag aand. Amen. Maar wat 'n belangrike ding natuurlik, dit is 'n simbolies. Wanneer jy dink aan sout, is daar 'n blywende verbond. Gaan terug na die Ou Testament toe, wanneer God sê vir julle met julle offerhande met sout besprinkel. Hoekom? Twee dinge. Dis die geur wat sout bring aan julle choppies, die wat choppies eet, maar ook dit is 'n blywende effek. In daardie jare was daar nie Calvinators gewees nie, of Sangsam, double frietjies nie. Amen. Maar daar was een ding gewees. Sout, wat daai vleis kon beskerm, preserveer. Ek gaan hom kry teen die einde van die aand. Môre ons weer weg, maar net dat hy net werk vir vanaand. So sout was baie belangrike agent gewees, om die waarheid te sê. As jy kyk na sout, die woord salaris, wat julle almal kry einde van die maand, ongeveer plus minus in hierdie tyd, nie waar nie, kom van die woord sout af. In die Bybelse tyd, was jou salaris sout. So dink aan die term wat ons sê, jy is jou sout werd. Dit kom van dit af. 'n Goeie werker was jou sout werd. Sout was 'n baie belangrike bestanddeel, want dit was blywend, dit was geurig en dit het iets beteken. Vandag kyk ons na sout, ons koop die seede soutjie, whatever it is, of van julle koop by Woolies sout, né? Daai pinkerige sout en jy weet nou en dan, ons praat nie van Aramat nie, ons sal later daaroor skinder. Sout is belangrik. In die Bybelse tyd was jy met sout betaal. As jy sout in jou hand gehad het, het jy 'n waardevolle iets in jou hand gehad het. Daarom het God gesê, jy moet jou offer bring met sout. Nou wil ek die woord voorberei, en ek het nou 'n parmantige stukkie sout in my hand. Ek het nie gedink mens kry, imagine jy moet hom op jou chippie gooi. Jou chippie is in sy kanon. Jy gaan vir hom 'n mes maak as jy hom val. Maar ek het gevra vir ek vra vir Nita, gee my grofwe sout te bring, sê die grofste wat daar is. Dis nog lyk my soos 'n uncut diamond daar van die Namibiese strand af. Terwyl ek die woord voorberei, ervaar ek elke greintjie sout. Elke greintjie sout, geliefdes, is 'n natuurlike produk. Amen. Uit die hand van God. Elke greintjie sout, as jy vanaand huis toe gaan en jy maak jou cereals op, elke greintjie sout is 'n natuurlike produk wat in 'n dam gemaak word van daai panne uit die hand van God. Amen. Jy kan nie sout maak nie, behalwe hulle. Daarom is dit nie sout nie. So, terug na sout toe, verbonde, oor die algemeen, bevestige offerhande en offermaaltyd, wat in sout was altyd verteenwoordig. Ek gaan vir julle skrif gee rondom dit. Gee my toe om te gaan natuurlik Levitikus 2 vers 13 toe, en ek wil die volgende met julle deel om te bewys, hoe belangrik is die simbool of die element van sout, weet fisies of simbolies. En die Here sê vir hulle in Levitikus 2 vers 13, en jy moet al jou spysoffers met sout berei. En jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffers nie laat ontbreek nie. Tweede keer, selfde teksvers, nommer 3, by al jou offers moet jy sout bring. Ewe skielik is daar 'n ander prentjie van sout. En ek het Vrydagoggend bedien by die manne, en ek het hierdie pakkies, hierdie containertjie opgemaak met bietjie sout. Ek het vir al die manne gesê, gaan huis toe met en gaan gebruik dit in die manier wat ek vir julle voorgestel het. En vanmôre toe het Teens vanaand is baie aanlyn. Teens, my brother. Toe het Teens dit vir my teruggestuur met sy seun om te sê, Jean, ek wil met jou 'n vriendskap aangaan. Hier is my soutoffer. Is dit nie wonderlik nie? Die simbool van blywende vriendskap het 'n man uit hy is in Koelsberg. Wat 'n area noem ons daai? Die einde van die wêreld of iets? Nie dit nie, o. Dit voel so, hè?
Die Karoo, Karoo teens, uit die Karoo het 'n man sy hand uitgesteek en sê, hy wil sout tussen ons hê. Kom ek vertel jou waar dit kom vandaan. So daar's baie duidelik kan jy sien dat die Here gebruik sout in die konteks van jy moet jou spysoffer sout. Met ander woorde, dit moet geurig wees en dit moet blywend bly. Wanneer ek 'n offer aan die Here bring, finansiëel, moet dit blywend bly. Wanneer ek vir die Here sing en ek sing uit my diepste uit, aanbidding, moet dit 'n sout simbolies wees. Dit moet blywend bly. Amen. Kom ons gaan daar, en dis natuurlik my titel vanaand, daar is sout tussen ons. So daardie is 'n nie 'n gesegde nie. Dis 'n sêwoord wat vandag nog gebruik word. Dit kom uit die antieke ooste uit. Dit is 'n Arabiese gesegde wat hulle vandag nog gebruik, waar hulle sê daar is sout tussen ons. Met ander woorde, sout beteken vriendskap, blywende vriendskap. Hulle het letterlik sout gevat, geliefdes, en aan die man of die persoon voor hom sout geoffer om te sê, ek wil met jou bevriend wees. Ek wil met jou 'n vriendskap aangaan. En wanneer ons praat van sout, is dit 'n blywende vriendskap. Wanneer mans in die antieke tyd saamgeëet het en vrouens, was sout geoffer. Die een term wat ons gebruik het, daar's brood en sout tussen ons. Maar dit beteken dat wanneer ek my brood met jou deel en ek gee vir jou sout, dat ek jou vriendskap aanvaar. Dat ek met jou 'n pad wil stap. Amen. En God kom en hy gebruik sout om te sê, hy wil met my 'n vriendskap aangaan. En hy offer my sout simbolies, sodat daar 'n blywende verhouding en 'n blywende verbond tussen my en die Vader kan wees. Amen. Ek love dit. Ons gaan kyk wat gebeur daar wanneer ons praat van sout, vriendskap, wanneer ons saam geëet het. En eet is belangrik in die Bybel. Ek hou daarvan om te kyk wat het gebeur by die etenstafel. Hoeveel keer in die Bybel was daar deurslaggewende oomblikke by 'n tafel. Jesus, op daardie donderdag aand, ons gaan dit nou oor die week gaan ons dit beide C4 en ons gaan dit ook onsself herinner aan dit, nê. Maar daardie donderdag aand het hy by 'n tafel gesit en hy het brood gebreek. Gaan kyk na die tafel, eetetafel. Ons, wie van julle sit nog aan 'n tafel soos ouma en oupa? Prys die Here vir julle. Ek en my vrou het nie 'n tafel nie, maar ons sit maar op die vloer. Nee, ek spot. Ons doen nie op die vloer nie. Shame, Luandi. Daar's nie sout tussen ons nie. Nee, ek spot. Daardie etenstafel, wanneer jy sout kan deel, want dis die tyd waar groot gesprekke plaasvind, dis die tyd waar die Here kan wag, want hy het 'n liefde vir die etenstafel. Amen. Jammer toe ons doen dit nie meer baie, ek weet almal verskonings, en dit kom natuurlik, en ek bedoel met alle respek, dit gebeur met die microwave, was eintlik die probleem, nie die mens nie. Wanneer jy sien die microwave, en toe die microwave ontwerp, toe dink hulle, ons moet iets insit, want ons het hom nou gemaak werk. Maar kom ons sit iets in, en wat kan ons insit? Nee, ons maak vir ons 'n dinner, né? Ons noem hom die microwave dinner. Toe maak jy die microwave dinner, né? Dan gooi jy hom in, 3 minutes on high, en jy het spaghetti en bolognese. Ek weet nie wat jy in die microwave se deur staan nie, amen. Microwave dinners, en toe die microwave dinner maak, toe kom hulle agter, maar die tafel is, kom ons koop vir ons daai ophou tafeltjie. Wie daai enetjie wat so opstaan met die stukkie staal. Almal het mos nou dinner for one. So ja. Belangrik vanaand is dat ewen in die tyd van Israel, toe hulle die tempel herbou en die vyand wil kom en die vyand wil dit hulle destrooi en hulle was by die koning gewees by Esdra en die vyand sê vir die koning, ons het van jou sout in die paleis geëet. Met ander woorde, ons is eintlik vennote, ons is eintlik vriende. So sout is 'n baie belangrike aspek. Ek wil jy vanaand huis toe gaan met jouself die vraag vra, hoe belangrik is dit? En natuurlik gasvryheid. Wanneer ek sout offer vir jou, volgende keer by my huis, wat jy nooit by was nie, maar sou ek julle nooi om snoek te eet. Die kos van die Nuwe Testament en brood, ook die kos van die Nuwe Testament. Amen. JC, as jy vanaand kyk,
jou span moet bekeer word wat gister gebraai het. Hulle almal het vark gebraai. Op daai heilige braai van jou, JC. Ek wil net sê, net JC, net jong JC, jy was dan, jy het eer gegee aan jou pastoor en jy het toestyk gebring. Amen. Die res van ons het almal vark geëet. Om hulle bekeer, JC. Amen. Sout. Dis 'n blywende effek, dis verbond wat tussen ons gemaak word. Vir ons vandag wil ek julle vat na skrif toe, Nuwe Testament, Markus 9 vers 50. Dankie Larelisie, daai van ons op die bord kan gooi. Onthou in die Ou Testament was dit gebruik in die spysoffers en God het dit baie belangrik. Hy het dit nader genoem. Ewen Dawid se koningskap is vasgemaak met 'n soutverbond. Ek het nie die skrif vanaand op die bord nie, maar julle kan opswat. Dawid se koninkryk is vasgemaak met 'n soutverbond. Markus 9 vers 50. Die sout is goed. Maar as die sout souteloos word, waarmee sal jy dit smaaklik maak? Dan sê Jesus, julle moet sout in julle hê. Ek love dit. Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Ewe skielik wanneer ons die woord lees dat jy is sout van die aarde, wil ek hê julle prentjie moet bietjie verander. Ons dink altyd aan die geur, maar as die Here sê jy is sout van die aarde, moet daar 'n blywende verbond vasgemaak word deur sout. Amen. En ek love Kolossense 4 vers 6. Ek gaan daai vir julle lees. Kolossense 4 vers 6 sê die volgende: laat julle woord altyd aangenaam wees. Komma met sout besprinkel. Jesus, Vader, jou offer, wanneer ek verhouding het met Johan, bring ek 'n offer aan God. Dink daaraan, wanneer ek verhouding het met my vrou, my liefde, daai ander ene, bring ek 'n offer aan God. En nou ieweskielik moet ek hom besprinkel met sout. Hoekom? Simbolies, geur, maar ook 'n blywende verbond wat ek het. Johan sal baie keer vir my sê, soms hy bly, ons Jean, ek is baie lief vir jou. Dan dink ek, halleluja, ek is so bly as jy nou 'n seepunt nie. Anyway, just saying, wanneer Johan vir my sê, Jean, ek is baie lief vir jou, weet ek, daar is sout tussen my en Johan. Want wat maak hy? Sy woorde is aangenaam. Sy woorde is aangenaam. Gooi vir ons terug daar. Sy woorde is aangenaam met sout besprinkel, sodat jy kan weet hoe jy iedereen moet antwoord. Jy kry pak slaap by die werk, jy gaan, ek het ons nou gepraat, as jy in jou kar inklim en daar is een van daai groter voertuie met baie mense in, wat voor jou inry, né, dan wil jy woorde uiter. Dis nie met sout besprinkel nie, meer met peper. Né? Ermet. Ek het juis ermet gebring as 'n eksempel vanaand. Nou ons weet. En ons weet. Ermet maak 'n chippy lekker. Maar kan ek net vanaand vir julle sê, ermet is nie 'n suiwer sout nie. Hy het baie goed in wat die Here nie gemaak het nie. Chemikalieë. Ek weet vanaand die ouens, as jy vanaand 'n purist is, né? Ek het gekyk na JC, ek braai sy stukkie vir hom gistermiddag met Harold se doeke besigheid. En hulle vra toe vir hom, wil jy spice op hê? Hy sê nee, wat het jy gesê? Dis klaar, gesout. Simbolies het hy sy vleis gesout met suiwer sout. Die ermet het hy nie, het jy ermet by jou huis? Halleluja. Ons woorde het baie keer 'n ermet gesprinkel met ernet. Hy's geurig, maar hy bly nie blywend nie. Jou verhouding met 'n ermet smaakie. Hy maak die chippy lekker, maar hy's nie blywend nie. En God kom vanaand en die Here wil vanaand vir ons herinner dat jou woorde moet aangenaam wees met sout besprinkel. Was jy agter my gewees? Amen. Suiwer woord. Wanneer jy vir iemand iets sê, simbolies,
mag dit 'n offer wees wat daardie woorde gaan blywend hou. So wanneer Cooper vir my sê, hy's lief vir my, weet ek hoef nie volgende wie weet te vra, is jy nog lief vir my nie? Cooper, want ek dink mense gaan sê, wat gaan dit die twee manne aan? Ons is lief vir mekaar, ons is broers, amen. Manne, al die manne vanaand, luister na oom Jean vir 'n slag. As jy 'n geliefde in jou lewe het, 'n getroud in jou vrou, sê vir haar, jy's lief vir haar. Gaan sê vanaand vir haar, my lief, daar is sout tussen ons. Okay, maar jy weet waar kry jy die sout, manne is in die kombuis? Dis in die speserysak vir die manne. Dis die wit goed wat ons gebruik, net vir die wit manne, vir die manne wat nou nie weet waar dit is nie. Dis naby die yskas. Dis waar die yskas, daar is die kombuis. Daar is sout tussen ons. Ek weet nie of al die manne kook nie, ek weet nie. Sien, nou vat ek die moderne man aan. John, ek weet wat is sout, okay? Ek kyk myne by Woolies. Alright. Maak seker dis net suiwer. Matteus 5 vers 13 bring vir ons 'n nuwe geur vanaand. Julle ken hierdie skrif. Dit sê die volgende: Julle is die sout van die aarde. Wow. Okay, nou verander die prentjie bietjie. Ons het altyd gedink dis geur. Nee. Julle is die blywende disippels van Jesus op die aarde, want julle is die sout wat deur die aarde moet preserve. Julle is op hierdie aarde geplaas om die aarde te heerskappy te hê, en dit is 'n blywende heerskappy, kerk, amen. Hoor wat sê die woord verder. Maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer voor as om buite gegooi te word, deur die mense vertrap te word nie. Terwyl ek hierdie skrif voorberei, sê die Here vir my, kerk op hierdie stadium word buite gegooi daarso en vertrap omdat ons 'n kerk evangelie verkondig. En nie 'n ware sout evangelie nie. As mense met my kan praat, is my woord blywend, is my ja, is my nee. Eer ek Jesus met my sout verbond vanaand. As ek met iemand praat, is dit uit liefde uit vir die Here. Amen. Jenny het vanmôre so mooi woord gedeel rondom die Heilige Gees. En myne sluit aan by haar vanaand. Haar woord was vanmôre, as ek kyk na die kruis, was dit die eerste 4 gebooies van die 10 gebooie rondom God en die mens en ons verantwoordelikheid. Ek kuier vanaand op die horisontale vlak, die laaste 6 gebooie oor wat ons met mekaar moet doen. Geliefdes, gaan kyk na die laaste 6 gebooie. Jy mag nie steel, moord pleeg nie. Jy moet sout wees op hierdie aarde. En die simbool is geurlik, maar ook blywend. Amen. Terwyl ek met julle preek, sê die Here vir my, op hierdie rots sal ek my kerk bou. And the gates of hate will not overcome it. Want hoekom is dit so? Want Jesus is daardie agent wat ons keer om verdorwe te word, om sy kerk verdorwe te word. Hy is die preserveermiddel vir ons vandag. En daarom moet ons ook die sout wees van die aarde. Amen. Simbolies is dit ons job. Die Here vervolmaak elke Ou Testamentiese simbool en elke verbond. Hy is die agent van ons vanaand, wat ons sout is. Wanneer hy homself aan God offer, is hy reeds gesout voor God. En wat die Here, wat Vader dan sien, is die sout, die suiwer sout, die suiwer verbond, wat op die kruis vir ons gesterwe het. En daarom is ons 'n wonderlike geur voor God die Vader. Amen. Want hy is die agent wat ons suiwer hou. En ek gaan vir julle woord gee rondom dit. Hoor hierso, Judas 1 vers 24. In Engels, Judas 1:24. Amen. Daniel, is that close enough? Judas, you know Judas? Judas 1:24, laat my toe met te lees. Aan hom wat nou magtig is om julle van struikeling te bewaar, sout, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Jesus besprinkel Jean met sout en ek word sonder gebrek voor God die Vader gegee, omdat hy vir my gesterwe het. Symbolically
is ek dan gesout, daardie spysoffer wat die Here gemaak het namens my. Amen. Die kerk is die ware sout van die aarde. Mag ons woorde blywend wees. Amen. Ek sê baie keer met mense praat en sê ek, die ou praat, hy praat baie, maar hy sê niks. Julle ken daai baie mense, hulle praat baie, maar hulle sê niks. En gewoonlik vind hulle my, ek weet nie hoe nie. Pastoor, ek wil iets vir jou sê, jy gaan ons, right, my arme toemaak, kom ons, ja my broer. Misschien julle, by the way, julle almal praat sens, amen. Halleluja. Glory to God. Dankie my brother. So, ons is die ware sout van die aarde. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid, die beloftes gemaak en die verbond is daar, my verpligting is nalatenskap. Ek daai kamer nou verlaat. Gaan jy nou dadelik net klaar preek. As daai kamer verlaat, wat se geur laat ek na? Is dit 'n blywende geur? Of is dit so vlugtig as hy weg? Vinnig, weg is hy. Hy was nie, ons nie, wat het hy gesê? Ons weet nie, hy het baie gepraat. Amen. Nalatenskap. Elke oomblik moet ek iets nalat. Ek moet 'n geur nalat. 'n Woord wat blywend is. 'n Omgee hart. 'n Liefdevolle hart. 'n Hart van vergifnis in Jesus naam. Amen. Ek gaan daarmee afsluit. Kom ons sing 'n laaste lied as dit reg is met jou, hierdie. Toe die Here vir hulle gesê het, Here is die sout van die aarde, het hy vir elkeen van ons 'n bewarende invloed gegee. Amen. Ons het 'n bewarende invloed op hierdie wêreld. Daar by jou werk, by jou familie, by jou vriendekring, daar by die braaivleisvuur, daar waar ook al jy gaan, jy het 'n bewarende invloed. Dit kan net gebeur as jy suiwer sout is. As jy suiwer sout is. En nie ermit kom met baie goed wat bygevoeg is nie. Amen. Ek het nie ermit in die huis nie. Ek moet hom gaan koop het vandag, want ek het nie ermit in my huis nie, want ek het nie 'n kombuis. Nee, ek het 'n kombuis. Amen. Is daar, ver. Nee, ek spot. Werk ermit op stuik. Daar's 'n paar wat sê, ja, julle klomp, julle moet tot bekering kom, geliefdes, asseblief. Dit is onsuiwer, dit is net pure sout, né, Joyce? Pure sout. Amen. Ek sluit af met die volgende skrif. Judas 1 vers 25. Hoor hoe belangrik dit is. Ons het nou gehoor, Jesus kom en hy's magtig om ons te bewaar teen struikeling, met ander woorde teen verdorwenheid. Want die Lewiete kom en hulle sê die spysoffers met sout, met ander woorde, dit kan nie verdorwe nie, en daardie produk gaan dan na God toe, en hy het 'n welbehae in daardie produk. So ons is vanaand dieselfde, ons word gesout deur Jesus om ons te bewaar teen struikeling. Amen. Maar laat hom toe om jou te sout. Dis nie altyd lekker nie. Hoekom sê ek dit? Vir die manne wat hom 'n paar snye, of die dames wat met die skerp Shogun, is dit Shogun messe wat julle het? Jy sien, ek weet iets van kom messe af. Shogun, né? Dis daardie goed wat nooit stomp word nie, behalwe ons Jan garage toe vat. Ek sê wys maak ek 'n Shogun stomp in my garage, né? Sag daai plastiekpyp tot die steur. My lief, jou mes, wat's 'n mes my lief? Wat's 'n daai swarte nie, ek weet nie. Andias, ek spot. Wat is nou uit en ek moet nou vergifnis vra. Judas 1 vers 25. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen. As jy vanaand huis toe gaan, jy bid of in die week en vra jouself die vraag, met wie het jy nie sout nie? In die antieke tyd, wanneer daar vyandskap was, het twee manne met mekaar gekom, en as hulle sout deel, was hulle
in vriendskap gewees. Hulle was nie woord dwing nie, maar jy word nie gefors nie, wat is dit 'n woord? Genoodsaak. Kan ek die woord gebruik? Wanneer twee vyande mekaar gekom het en daar was onder ons hier, was daar sout gebring na die tafel toe. Die oomblik wanneer jy sout gedeel het met jou vyand, het jy verklaar daar's 'n vriendskap tussen ons. Die vyandskap is tot niet. As jy hierdie week dink aan iemand waar daar vyandskap is, of 'n plek waar jy voel, Here, daar's nie iets lekkers nie. Vat sout saam. Simboliek, maar ook fisies, om te wys dat jy die vriendskap wil herstel. Amen. So ek eindig vanaand met die worshipsang, nou gaan ek vir ons bid. Ek verklaar vanaand, geliefdes, daar is sout tussen ons. Amen. Dankie, Here. We've been redeemed and forgiven. We've been justified by the Lamb on the throne. My gebed, Here, vir elkeen van ons hierdie week is dat elkeen van ons woord aangenaam sal wees. Met sout besprinkel, Jesus. Sodat ons weet wat ons moet antwoord en hoe ons moet antwoord. Dit is tot eer en verheerliking van U naam. Ons verklaar vanaand, U is God en U is goed. Ontvang die lof en die eer, die aanbidding, die roem en die majesteit tot in alle ewigheid. In Jesus naam. En al die gesalfde sê, Amen en Amen. Shalom, God bless. Mag julle 'n awesome week hê vir die ouers, vir die kinders by die huis. Ons dink aan julle of nie. Sterkte met dit. Amen. Ons sien julle volgende Sondag. God bless.